Ek moet wel sê, as ek so dink aan ek het al geluister hoe mense partykeer praat oor hoe hulle Bybel lees. En dit klink asof party mense brag as hulle 'n groot gedeelte Bybel lees. En ek dink dis seker fair enough, daar's so min mense wat altyd deur hulle Bybel lees. En so jy kort 'n sterretjie deur te sê, ek het al deur my Bybel gelees en almal soos, "Oh, jy's amazing." Maar ek wil vir jou eerlikwaar sê, ek dink in die laaste ruk het ek agtergekom hoe stadiger mens lees, hoe beter. En as ek eerlik is met jou, as jy vir die volgende 10 jaar tyd spandeer op die volgende 5 verse, sal jou lewe ryker wees as gevolg van dit. Het jy nie vir my sê, "Heer Jean, ek is deur Romeine en Romeine was amazing geweest en ek is deur die Nuwe Testament, ek is deur die hele Bybel, alles deur gelees en jy mis net die volgende 5 verse nie," dan sê ek vir jou, iewers het jy die hart gemis. En so ek dink partykeer lees ons en veral Hoeka die gedeelte wat ons gaan, dit is so vinnig dat jy lees so vinnig of verby dat jy net geensins 'n idee van die diepte van skrif en wat dit eintlik van my en van jou vereis nie. So as ek en jy net weer 'n bietjie terug gaan oor die struktuur van Romeine. Romeine 1 het hierdie ongelooflike mooi versie in Romeine 1 vers 14. En hierdie 1 vers 14 sê, ek beskaam my nie vir die evangelie van God nie. En Jean se vertaling is, want hierdie evangelie het die krag om jou lewe te verander vir elkeen wat glo. Dis die tema vers. As jy vir Paulus moet vra, Paulus, waar is die een ding wat jou opgewonde raak, dan is daai die vers. Hy skaam homself nie, want hierdie evangelie, hierdie goeie nuus, kan jou lewe verander. En dan direk nadat hy daai stelling gemaak het, dan wil jy 'n polse afkou reg deur die res van hoofstuk 1 en hoofstuk 2 en die eerste gedeelte van hoofstuk 3, want dit gaan net oor slegte nuus. Maar dan kom 'n mens met die laaste gedeelte, hier van vers 21-22 af in hoofstuk 3, en nou begin hy vir my en vir jou die goeie nuus oopbreek. Hoofstuk 4 word vir jou 'n verduideliking van hoe hierdie goeders in die Ou Testament al gegrond is. En dan as jy gewoonlik met mense praat wat baie keer 'n liefde het vir Romeine, sal sê dat die hoofstukke wat sy lewe verander het in Romeine, is hoofstuk 5, hoofstuk 6, hoofstuk 7 en hoofstuk 8 van Romeine. 4 van die hoofstukke wat jou hele lewe, jou perspektief rondom wie God is, wat sonde is, die effek daarvan in ons lewens totaal en al sal verander. Dis wat gebeur, as ek en jy nou moet sê, okay, as jy Jesus se karakter ontdek het, as jy deur die boek Johannes gegaan het, nie deur hom gevlieg nie, maar net deur die boek van Johannes gegaan het, net stil, net gaan kyk en gaan worstel met Jesus as die Messias, die een wat gekom het om ons te red. As jy daai ding onder die knie, dan begin jy letterlik met Romeine 5, 6, 7, 8. Want dit gaan jou lewe verander. En ek dink grootendeels die eerste 5 verse wat ek vandag saam met jou wil deurgaan, wil ek stadig saam met jou deurgaan, bloot oor dat daar's hierdie enkele woorde wat jy moet snap. En as jy hierdie woorde snap, sal jou lewe anders te wees. Dis die hart, dis wat sal gebeur. So hy begin eers met vers 1, Romeine 5 vers 1. En dan sê hy, omdat ons nou dan op grond van geloof geregverdig is. Nou stop net gou net vinnig 'n recap. Kom ons doen net gou vinnig eerstens 'n recap. Ek en jy weet, ons is sondaars. Jy weet, jy's geklassifiseer as 'n sondaar. Nou as ek en jy vir ons die definisie van 'n sondaar op die bord moet sit, dan sal ek sê dit is iemand wat in leef en in handel die wet van God breek. Met ander woorde, God sit aan jou 'n vereiste hoe om te leef, hoe om by sy standaard te kom, maar ek en jy kom nie daar uit nie. Ons breek heeltyd die reëls. En as gevolg daarvan is jy geklassifiseer. Jy het gebrandmerk as 'n sondaar. Dis ons definisie. En dan het hy gekom in Romeine 3 en hy het vir ons gesê, maar nou dat ons 'n sondaar is, kom Jesus in die kruis. En ons glo in Jesus en wat hy gedoen het. En nou verklaar hy ons. God verklaar ons. Die volgende woord, regverdig. Dit is die proses van regverdiging. Nou wat beteken om geregverdig te wees? Dit is iemand, alhoewel ons onthou sonde was, iemand wat die wet breek. Regverdig beteken iemand wat leef en handel in ooreenstemming met die wet. So ek was 'n sondaar, ek is in my wese 'n sondaar,
maar as gevolg van my geloof in Jesus word ek nou regverdig verklaar. Iemand wat leef asof ek volgens die wet leef. En dan het ek vir jou gesê, daar's ook 3 groot woorde wat jy mag vergeet. Onthou net die definisie daarvan. Die eerste ene, propitiation. Propitiation beteken dat Jesus, toe hy gesterf het aan die kruis, het hy die behoefte van, of nie die behoefte nie, die demand van justice, wat God gesê het, iemand moet betaal vir jou sonde, het Jesus daai ten volle betaal. So hy het die wraak van God kom uitblus op daai kruis. Dis wat hy kom doen het vir my en vir jou. Toe het ons gesê, 'n ander woord waarna ons kyk is expiation. Expiation beteken vanuit my rekening uit oorgesit in sy rekening. My sondige titel, hierdie titel van sondaar, skuldig, sleg, nie goed genoeg nie, is uit my rekening uitgehaal en in Jesus se rekening ingedeponeer. So met ander woorde, nou is ek nie meer 'n sondaar nie. En dan het ons gesê die ander woord is imputation. Imputation beteken vanuit Jesus se rekening uit. Is die woord regverdig uitgeplaas uit sy rekening in my rekening in. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het aan daai kruis gesterf. Hy het die wraak van God kom blus sodat ek my titel as sondaar vir hom kan gee en ek sy titel van regverdig kan deel maak van my lewe. Dis ongelooflik belangrik om hierdie te verstaan. So as hy kom en hy sê vir ons in vers 5, nou gee hy vir ons net 'n recap. Want eintlik wat gebeur het? Einde van Romeine 3, toe het hy vir ons hierdie beginsel vasgemaak. Hy het vir ons in die einde van Romeine 3, het hy vir ons gesê, 3 vers 23, ons almal het God geroof van die eer wat hom toekom, maar nou spreek God ons in sy genade vry op dit wat Jesus gedoen het. Ons het regverdiging gekry op grond van wat Jesus gedoen het. En nou gaan hy in hoofstuk 4 in en jy kan so vinnig vergeet, omdat hoofstuk 4 het gegaan oor Abraham en alles wat in die Ou Testament gebeur het en jy het nie 'n klou waar aangaan nie. Maar eintlik wat hy nou vir ons doen is hy connect vir ons nou hoofstuk 5 vers 1 tot 5 terug aan hoofstuk 3 se laaste gedeelte. En hy sê vir ons die volgende: as jy regverdiging reg verstaan, gaan dit wat jy sien in vers 1 tot vers 5 toe vir jou die vrug wees, die resultaat wees wat gaan vloei uit jou lewe uit. So met ander woorde, ek weet ek is regverdig, wat is nou die effek? Hoekom moet ek worry daaroor? Hoekom het dit enigsins 'n impak op my? Wat se verskil maak dit aan my vandag en aan my môre? Wat doen dit aan my? En vers 1 tot 5 gaan dit vir my en vir jou afbreek. So as jy niks anders te onthou nie, niks anders te lees nie, spandeer die volgende 10 jaar net aan hierdie 5 verse. Net in 5 verse. As mense vir jou sê, lees jy jou Bybel, sê, yes, ek het 5 verse. Al wat ek hoef nou te lees nou. As ek regverdiging snap wat hierdie ding beteken, sal hierdie 5 verse jou lewe verander. So hy kom hier so, hy sê, omdat ons nou op grond van geloof regverdig is, nommer 1, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Vers 2, deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding en volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Kom ons vat hierdie gedeelte, want ons kan daar deur lees en dink, wow, dis amazing groot woorde, ek het nie 'n klou wat dit sê nie. Vers 1, hy begin hier so, omdat ons nou geregverdig is. Ons is nou geverklaar, jy is nie meer 'n sondaar nie, jy is nie meer 'n krimineel nie, jy is nie meer iemand wat die wet breek nie. Wie is jy? Jy is nou iemand wat genoem word regverdig. Iemand wat nou leef in ooreenstemming met die wet. En so wat gebeur? Hy sê, nommer 1, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God
deur ons Here Jesus Christus. Nou as ek en jy dink aan vrede by God, moet jy verstaan dat die teenoorgestelde van vrede met God, daar was oorlog met God. En grootendeels glo nie baie mense dat jy oorlog gehad het teenoor die Here nie. Nou as ek en jy oorlog definieer, as ek en jy dit in vandag se terme gaan sit, dan gaan jy nou 'n paar stellings gaan kry. Jy kry oorloë. Nou huidigelik is daar 2 groot internasionale oorloë wat plaasvind. Ons weet die ene is teen Rusland en Oekraïne. En hy was supposed om 'n 3 dae lang proses te wees wat nou al vir 3 jaar aangaan. En dan die tweede een het Vrydag begin. As jy nie geweet het nie, dit was toe Israel besluit het hulle maak openlik oorlog teen Iran. En so dis nou wat ek en jy beleef. Dis 'n oorlog, dis 'n internasionale ding waar ander mense betrokke raak, dis oor die grense, dis oorlog. Dan kry jy mense iets soos 'n burgeroorlog. Hulle sal dit ook noem 'n gewapende opstand. Hierdie is gewoonlik binne in 'n land. Dis wanneer either die verskillende partye teen mekaar veg om dan bo te kan wees, en hierdie is weer eens gewapende opstand, of alternatief is dit wanneer die burgers van die land veg teen die regering. Dis wat ons 'n burgerlike oorlog noem in daai proses. Dan kry jy ook goeders wat ons baie keer sal na verwys as konflik. Nou konflik is 'n sambreel term wat amper baie van die goeders insit, maar 'n konflik gewoonlik verwys hulle. Dit kan soos 'n burgerlike oorlog wees. Dit kan dalk wees met ander, maar dis nog nie verklaar as 'n oorlog nie. So as jy nou moet dink aan Israel in Gaza, jy is nou baie bewus van wat nou heeltyd daar gebeur en ons wonder heeltyd, is hierdie nou tekens van die eindtyd? Daai is nie verklaar as 'n oorlog nie. Daai is 'n konflik. So dis 'n gewapende stryd, mense is besig om dood te gaan, maar daar's nêrens te verklaar as dit is nou oorlog nie. Geensins ander lande betrokke op hierdie stadium nie. En ek dink dis wat ons moet verstaan. So daar's 'n klomp van hierdie goeie. So as ek en jy praat van burgeroorloë, daar's een in Sudan, daar's soos Ethiopië, daar's in Rwanda, in die DRC, daar's in Myanmar en daar's Somalia. Hulle het almal burgeroorloë. Dis wat binne in die land net chaos is. As ek en jy praat van 'n konflik, praat ons nou van Gaza en ons praat van die Sahel area, dis net onder die Sahara. Dis party ander lande wat oor mekaar fight, maar dis nog nie oorlog, full-blown oorlog nie. Nou in die laaste ruk, terwyl ek nou besig is om te begin, ek eintlik begin toe ek kyk nie vreeslik baie nuus nie, maar die oomblik as jy vir mense sê, ons gaan nou openbaring doen, dan skielik moet jy begin nuus kyk. Want skielik gaan mense jou vra, is hierdie nou die eindtye? En ek moet 'n antwoord gee vir dit. Nou ek gaan nie vanoggend nou praat en die uitsprake maak oor of die oorlog nou eindtye is nie. Daarvoor kan jy die eerste gedeeltes van Openbaring nou gaan kyk. Maar wat ek nou begin agtergekom het in hierdie proses, is in 'n oorlog, is veral as dit 2 lande is teen mekaar, dan hou die een land nie baie van die ander land nie. En vice versa. Dis nie ouens wat oor die naweek gaan squash speel en tee drink en op maandag dan skiet hulle weer op mekaar nie. Dis nie wat gebeur nie. En die groot ding is, partykeer het mense 'n neiging om in 'n oorlog in te gaan en jy het 'n idee dat mense 'n goeie ding het. Nou Putin, ek glo hy is baie selfversekerd. Want Putin het gedink hy gaan ingaan in Oekraïne in, en omdat hy so amazing is, gaan die ouens van Oekraïne net sê, maar ons wil baie graag weer deel wees van Rusland. En dis hoekom hy homself beplan het, dat hierdie gaan 'n 3 dae oorlog wees. En 3 jaar later wil die ouens van Oekraïne nog steeds nie deel wees van Rusland nie, en dis nou wat die krisis is. En aan die ander kant sit jy nou met Israel wat nou oorlog verklaar het in Iran, en hier sit nou die ouens in Iran, en van die ouens is baie bly. Hulle sê uiteindelik gaan die slang se kop nou val, en ons gaan uiteindelik onder hierdie terrible regering uitkom. En 'n ander groep mense sê, wow, Israel maak net wat hulle wil. Hulle glo mos hulle is die uitverkiesde mense van die Here. Hulle maak sommer daai stelling. Hulle sê hulle doen net wat hulle wil. They are the chosen people. Hulle dink mos hulle is beter as die res. En dis wat gebeur, daar is 'n oorlog, daar's hierdie worsteling, en dan kry jy elke nou en dan mense wat nogals braaf genoeg is, wat vrede probeer kweek tussen hierdie lande. Want hulle weet, hoe meer lande inkoop in hierdie oorlog in, hoe groter word dit. En almal wil wêreldoorlog 3 vermy. En ons weet ons is nog nie op wêreldoorlog nie, ons weet ander lande het nog nie ingekoop nie. Yes, Rusland het al vir Noord-Korea deel gekry.
Trump het sy vinger so halfpad in al wat 'n paai is in en so iewerste ernste het jy konstant hierdie mense, maar dis nog nie wêreldskaal oorlog nie. Natuurlik in Suid-Afrika, ons gooi net ons hoete en ons skree op almal, ons is nooit deel van 'n oorlog nie. Die veiligste plek vir die eindtyd is natuurlik Suid-Afrika, dit gebeur nooit. Al die ander lande val eers, natuurlik Amerika, Rusland en China, hulle almal gaan eers gaan. Maar vir wat dit werd is, ons sit nou op 'n punt en ons kyk na oorlog en ons besef dat die een ding wat erger is as fisiese oorlog, is oorlog teenoor die Here. Ek sit en ek luister partykeer na mense se argumente oor hoe hulle sal sê, ja, maar die Bybel het slawerny goedgekeur. Ja, maar kyk, die Bybel het genocide goedgekeur. En dan sê ek vir jou, jy moet verstaan dat God het vir die Israeliete gesê, wis die Kanaaniete uit. Die wêreld noem dit genocide, God sê dis my heiligheid. Hierdie ouens is sondaars, mense wat hulle kinders offer vir afgode. Hierdie is mense wat boos leef. Wis hulle uit. Want hier is dit, God is heilig. En God vereis heilig. En omdat ek en jy nie by heilig uitgekom het nie, het ons die titel gedra sondaar. En toe kom Jesus. En hy was die enige wees wat vrede gebring het tussen ons en God. Sodat daar nie meer oorlog is nie. En so as ek en jy wil verstaan wat beteken regverdiging, dan sê ek vir jou vandag dat daar is nou vrede tussen jou en God. So as 'n krisis in jou lewe gebeur, hoor my vandag, 15 Junie 2025, moet asseblief nie sê God straf my nie. Moet nie dit sê nie, want daar is vrede tussen jou en God. God straf jou nie. Ons sal praat van partykeer gaan die Here ons nodig hê om ons te tug. Jy het 'n raps op die bout om seker te maak, hy hou op speel in daai sonde. Maar dis nie God se straf nie. Want Jesus het die volle straf op homself gevat. Propitiation, hy het daai straf op homself gedra sodat jy en ek nie hoef nie. So die eerste ding wat saam met regverdiging kom, is jy het nou vrede met God. Vrede met God. Jy moet in jou wese weet dat God is nie kwaad vir jou nie. Hoor mooi, maak nie saak wat jy al gedoen het in jou lewe nie. As ek my geloof in Jesus gesê het, dan is jou verlede uitgewas. Maak nie saak wat jy gesê het nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie, daar is nou vrede tussen jou en God. Dis goeie nuus. Dis wat ons die evangelie noem as ons sê dit is die goeie nuus. Die tweede ding wat begin plaasvind hierso, is hy sê hierso vir ons, en eintlik wil ek eers vir julle, voordat ons gaan na die tweede ene toe Jesus in Johannes 14, dan maak hy hierdie stelling vir sy disippels. En hy praat oor ek gaan weggaan, en hy sê vir ons, Johannes 14:27, ek laat vir julle my vrede na, my vrede deel ek met julle, en ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld of beangs wees nie. Vrede, absolute gewortelde vrede. Jesus gee nie vir hulle sy bankrekening nie. Hy sê nie ek gaan weggaan en al my spaargeld moet ek vir iemand gee. Ek sê getroud, ek het nie kinders, die julle disippels kan dit kry nie. Hy sê nie vir hulle, hierdie pakkie was my heilige pakkie gewees. Is hierdie ene gewees wat ek vir Lazarus uit die dood uit opgewek het. As julle hom op eBay gaan verkoop, gaan julle geld maak nie. Hy los vir hulle niks agter behalwe vrede nie. Vrede met God. Tweede ding wat ons sien, en dan sê hy so in vers 2, hy sê, deur hom het ons in geloof ook toegang gekry. Nou hierdie woord toegang, as ek en jy dink aan toegang verkry, dan dink ons Adam en Eva het toegang gehad tot God. In hulle wese, elke liewe dag wat hulle geleef het, van hulle skepping af regdeur tot by die sondeval toe, het hulle toegang gehad as God deur die tuin gestap het. Hulle toegang gehad. En toe gebeur dit dat hulle sonde, hulle die wet gebreek. God het gesê moenie, hulle die wet gebreek en skielik is hulle ontneem van hierdie toegang. Nou het ons nie meer toegang nie. En twee goed het plaasgevind. Die eerste ding wat God gedoen het, is God het vir hulle klere gegee. Weet jy wat is die funksie van daai klere?
om hulle skuld en hulle skaamte weg te steek, sodat hulle gemaklik kan voel. Want hier is die groot ding, wat hulle gedoen het, terwyl hulle kaal was, het hulle weggekruip. As ek en jy kaal voel, dink bietjie aan daai drome wat jy al gedroom het, dat jy by die skool opdaag en jy het niks klere aan nie. Jy duik agter alles al, en dis asof 'n asblik skielik net so klein is, dat hy kan jou net nie meer wegsteek nie. Jy voel daai hele droom deur, hierdie is terrible. Nou die oomblik wanneer ek en jy sonde doen, en skuld en skaamte kom oor jou, wat is die eerste ding wat jy doen? Jy probeer so ver as moontlik van God af wegkom. Dis wat gebeur. Toe hierdie twee kaal is, toe probeer hulle so ver as moontlik wegkom van God af, en God gee vir hulle klere, om daai skuld en skaamte te probeer toemaak, sodat hulle weer vrymoedigheid het, om in die teenwoordigheid van God te kom. So hier is die groot ding, ek en jy maak konstante gemors. Konstant val ons in sonde in. Konstant voel ons hierdie skuld en skaamte. En dan om onsself beter te laat voel, ek het nou donderdag aand, toe sê ek vir 'n groep mense, toe sê ek, as gevolg van dit, wat ek en jy dan doen, is nou moet tyd verbyloop. Nou word die klere wat hierdie wegvat, moet ernstig, ek moet iets doen om 'n pleister op hierdie te plak. So ek het nou aangejaag, ek kan nie nou my Bybel oopmaak nie, ek kan nie nou bid nie, maar miskien môre, as ek lekker geslaap het en so semi vergeet het van wat het gebeur, nou kan ek kom, Jesus Here, ekskuus, ek is jammer. Tyd word nou my pleister, tyd word nou my klere. Of ek het nou aangejaag en miskien moet ek net gou kerk toe gaan en net bietjie gaan sit, dat ek net heiliger voel. Net 'n vinnige, net 'n pleistertjie, net 'n salfie opsit. Dis wat gebeur, dis God gee vir hulle klere om daai oomblik van skuld en skaamte weg te vat. En ek hoor 'n ou eendag maak die stelling en hy sê, imagine jy kom nou by die huis, en in jou posbus, in jou hek, ernstig is daar 'n invite. En hierdie invite sê vir jou, jy in persoon alleen is uitgenooi om 'n one-to-one ontmoeting met God te hê. Jy, op jou naam genoem. Neil, jy word uitgenooi om God te ontmoet. Oor 1 week kom stop 'n engel voor jou hek, en in 'n oomblik is jy voor die Here, en dan is dit jy one-on-one, ek en die Here. Wat dink jy sal jy aantrek? Nou hardloop jou kop deur jou hele klerekas. Dink nee, wow, kan ek my spaarrekening leegmaak en net gou voor ek net 'n ordentlike outfit kry? Dis die realiteit. Sal jy kaal voor God kan staan? In jou skuld, in jou skaamte, in jou wese, openbaar voor God? Eerste ding wat God vir Adam en Eva gedoen het, is hy vir hulle klere gegee. Tweede ding, jaag hulle uit. En sit voor daai entrance, sit 'n engel met 'n swaard in die hand. En hierdie beteken, jy sal nie weer terugkom in hierdie plek nie. En try dit, en sien jy wat is oorlog. Daar is skeiding, daar is nie meer toegang nie. Van die allerheiligste binne in die tempel tot by die heilige gedeelte is daar 'n groot swaar gordyn. Ons noem dit die voorhangsel. Wat was die doel? Skeiding tussen waar God is en waar mens is. En tradisie sê vir ons, ek het altyd gedink toe ek jonger was, dit staan in die Bybel, dit staan nie in die Bybel nie. Nou was dit tradisie wat sê dat die hoofpriesters het op 'n stadium, dan het hulle die idee gehad dat 'n priester met 'n tou om sy voet ingegaan het met klokkies in die onderkant van sy ek wou sê rokkie, maar dis wat sê rou in Afrikaans, 'n rokkie. So in anyways, dan gaan hy in die allerheiligste in, en dan sê hulle dat as dit gebeur, dat hierdie klokkies nie meer lui nie, weet hulle hierdie ou is morsdood neergeslaan. En niemand van ons gaan ingaan nie, so dan trek ons hom net uit in die onderkant. Daai voorhangsel se funksie is skeiding. Jy het nie meer toegang nie. Nou kom hy sê vir ons dat Jesus gesterf aan die kruis. Nou het jy vrede met God. En as gevolg van dit, het jy toegang
tot God. Hierdie is goeie nuus. Toegang. Ek en jy het toegang. En dan sê die vers verder, en dan sê hy, deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. So kom ons doen gou die wiskunde som. Ek sit vir julle 'n slide op. Regverdiging beteken iemand wat leef in ooreenstemming met die wet. Nou hierdie kry jy omdat ons glo. So as ek glo dat Jesus het gesterf vir my, kry ek regverdiging. En hierdie kom net deur genade. En as ek en jy genade wil definieer, is dit God se onverdiende guns vir my, wat beteken, jy het niks gedoen om jou regverdiging te verdien nie. Terug na Romeine 3 toe, wat ek vir julle gesê het waarop die reading gebaseer is, Romeine 3 vers 24, maar nou spreek God ons in sy genade vry, op grond van die verlossing wat Jesus vir ons gedoen het, en dit sonder enige verdienste van ons kant af. Jy het niks gedoen om hierdie regverdiging te kry nie. Maar nou dat jy die regverdiging het jy vrede met God, en jy het toegang tot God, op grond van hierdie genade, wat ek en jy gekry het. Dan gaan ons aan, en dan begin hy die tweede gedeelte van daai vers, gaan vir jou 3 woorde gee, en hy lees so, hy sê, en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Nou ons mis heeltemal daai vers, as jy nie 3 woorde afbreek nie. Die eerste woord is die woord beroem, die tweede woord is die woord hoop, en die derde woord is die woord heerlikheid. En dan gaan ons daai versie vir jou lees. As ek en jy gaan kyk wat ons vertaal as die woord beroem, ek sit vir jou die Griekse woord op, nou ek dare jou om daai uit te try spreek, ek kan nie, ek het nie 'n cooking clue waar daar staan nie, maar dit lyk fancy. Maar wat dit wel beteken, is hierdie woord beteken to glory in a thing, of die ander vertaling sal hom sê to boast. So as ek en jy begin praat van om hierdie woord, wat hy sê as beroem, dit beteken om te juig en te jubel in iets. To glory, to boast in. As ek opgewonde raak oor my kinders, my een kind wat verskriklik lank, vir 'n jaar lank probeer oefen het om 'n R te sê. Sy huil vir alles. Nou die kleintjie huil nog steeds vir alles. Maar daar is groot vreugde wanneer sy, "Pappa, ek het R gesê." Dan word jy trots, want jy besef dat daar is jou hart wat swel in iets so klein. Wanneer ons so lank oefen om 'n waafwiel te doen en ons kry dit reg. Wanneer ons so lank oefen om 'n sirkel te teken en ons kry dit reg, dan is daar iets wat net juig in my hart en net sê jy is 'n eyster. Nou kom hy sê, ek en jy beroem. Ons juig, ons jubel, ons trots, ons brag. Oor wat? So hier kom hy en hy sê vir ons beroem ons op die hoop. Wat beteken hoop? Ek sit vir jou die Griekse woord op. Die Griekse woord is elpis. Elpis beteken a joyful and a confident expectation of eternal salvation. Wat beteken? Daar is 'n vreugde, daar is 'n sekerheid in my hart oor waarna ek uitsien, en hierdie uitsien is my ewige redding. So met ander woorde, daar is 'n roem, ek beroem my, ek het 'n vreugde, ek het hierdie trots wat swel in my hart, en hierdie is geanker in hierdie joyful, confident expectation. Wat beteken hierdie hoop? Die Bybel sal partykeer verwys, gebruik Paulus die stelling, dis soos 'n anker. Een ding waaroor ek en jy onsself roem, is oor hierdie anker in ons lewe. En hierdie anker maak dat ons die derde woord gaan beleef. En die derde woord, en jy kan hom gaan kyk in die Grieks. Grieks is die woord doxa. Maar in die Hebreëus is dit die woord kabod. En kabod beteken, en is 'n figuurlike term in die begin, dan sal hy sê dit is soos 'n gewig, a weight, but in a good sense. Of dit beteken splendor. Nou as ek praat vir jou van die weight of something, die gewig van iets, en ek praat dit van dit in 'n negatiewe stelling, is daai wanneer jy slegte nuus kry.
Die dokter bel terug en hy sê vir jou dis kanker. Daai gewig wat oor jou val. Die oomblik wanneer jy terugkom by SARS en hulle sê vir jou jy het 'n R160.000 se boete. Daai gewig. Die oomblik wanneer die polisie daar voor jou huis staan en jy het geen idee hoekom nie, hulle sê ons is hier om jou te arresteer. Daai gewig, daar's iets wat jou hele gemoed val in mekaar in. Nou sê hy dat die heerlikheid van God is daai gewig, maar is 'n goeie gewig. Dis wat ek en jy moet beleef, is dat die heerlikheid van God is swaar in sy goedheid, swaar in sy liefde, swaar in sy teenwoordigheid. So nou kom ons en ons lees hierdie vers weer en hy sê vir ons, hy sê en ons beroem ons op die hoop, hierdie anker, hierdie vreugde, om deel te kan hê aan die gewig van God. Die volle gewig van God se teenwoordigheid. Dis wat ek en jy beleef, omdat jy regverdig verklaar is. Jy is nou nie meer 'n sondaar nie, en daarom kan jy opgewonde raak, en hierdie anker van hoop vashou, oor dat jy gaan die gewig van God beleef. En omdat ons dit het, sê hy vir ons in die res van daai vers, maar dis nie al nie. Nou kom hy en sê, ons beroem, daai selfde woord beroem, ons raak opgewonde, ons brag oor, ons is trots op, as ons ook op verdrukking kry, as jy ewe skielik nou 'n gemors beleef, as die wêreld om jou indruk, hy sê ons beroem onsself op verdrukking. Ons raak opgewonde. Nou hoekom sal hy hierdie stelling maak, want niemand hou van verdrukking nie. Hoekom ek vir jou sê dat ek en jy vir 5 jaar of 10 jaar net aan hierdie vers kan spandeer, is want as ons besef wat is die diepte van regverdiging, dat ek vrede het met God, dat ek toegang het tot hom, dat ek 'n anker het, 'n hoop het, wat gegrond is in die feit dat ek hom gaan beleef, sê hy vir ons, dan kom wat wil. Maak nie saak wat se krisis jy gaan beleef nie, of dit is finansiëel, en of dit is in jou familie, en of dit is in jou vriende, of dit is in by jou werk, of die ekonomie, maak nie saak wat dit is nie, maak nie saak wat gebeur nie, my anker is in plek. My anker in die heerlikheid van God, die feit dat ek toegang het tot hom, die feit dat ek vrede het met hom, beteken dat daar is nou iets wat gebeur, is ek raak opgewonde oor hierdie gemors. Nou ek moet wel sê, verdrukking voel nooit vir ons reg nie, voel nooit vir ons lekker nie. Maar dis nie te sê dat verdrukking 'n slegte ding is vir jou nie. Dink aan Josef. Josef kom op 'n punt en hy's baie trots oor sy nuwe jassie wat hy kan dra vir sy broers. Hy is baie opgewonde oor die drome wat hy het en hy vertel dit vir sy broers. En wat is die resultaat? Die resultaat is hierdie broers wil hom doodmaak. Bietjie goeie nuus, hulle maak hom nie dood nie, hulle gooi hom in 'n put. Net die oomblik wanneer hy gedink het, Jesus, ek dink ek gaan dalk hier deurkom, dan wat doen hulle? Hulle verkoop hom en hulle stuur hom weg Egipte toe. En daar is alles wat hy ken en verstaan onder hom uitgeruk. En net toe hy dink, hy gaan nou begin kyk hom, en hy werk homself as 'n slaaf op, dat hy uiteindelik in Potifar se huis kan doen wat hy nodig het om te doen, en hy doen sy beste. Dis die resultaat, hy eindig op in die tronk, waar hulle vergeet van hom. En hy kom op 'n plek waar hy bly in 'n paleis, sy naam weggestroop, sy hele geskiedenis weggestroop. Niks van dit was vir hom lekker gewees nie. Dan kom hy nog steeds vir sy broers en sê, wat julle bedoel het vir boosheid, God bedoel vir goed. Dis wat ons hiervan praat. Ons praat hierso van die oomblik wanneer ek en jy verdrukking beleef, beroem ons onsself daarin. So ek en jy net dit kan snap, ons lewe anderste.
dat jou slegste tye wat ek en jy ervaar, is 'n plek wat ons kan begin vreugde vind. Rejoice, opgewonde raak oor Here, ek is dankbaar vir hierdie, want daar is 'n anker in my lewe. Oom Kobus, oom het nog vir my gesê, toe oom in die hospitaal was, toe alles uitmekaar het voel, toe hy voel asof hy sy geloof uitmekaar het geval het. Toe kom hy raai uit en hy besef, nou is ek geanker. Jy hoor dit konstant, mense wat hierdie grootste krisis van hulle lewe gaan, kom uit aan die ander kant en hy sê, nou is ek geanker. Daar's iets wat gebeur het in my hart. Ek is nou geanker. Hoekom sê hy sê, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volhardheid, en volhardheid lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot by daai selfde anker, hoop. Volharding en betroubaarheid gaan jy nie kweek as dit goed gaan nie. Niemand het nodig om te volhard as dit goed gaan nie. Niemand het nodig om te stiek by betroubaarheid as dit goed gaan nie. Die rede dat jong mense vandag nie dit verstaan nie, is hoekom jy van een werk na die volgende werk te val. Want jy dink, as dit by die volgende plek kom, gaan ek beter wees. Nee. Volharding en betroubaarheid gebeur wanneer die pressure op ons is. Konstant is, maar hier's die ding, is in daai pressure, in die gas, in die gemors, bly my anker nog steeds, my hoop in die feit aan wie God is. En dan kom hy sê, die hoop beskaam nie. Ander woord wat ons daar kan gebruik. Daai anker van hoop sal jou nooit teleurstel nie. Nooit. Jy het nie een oomblik nodig om te twyfel as jy vashou aan daai hoop nie. En dit is nie 'n hoop van, ek hoop dit gaan beter wees nie. Nee, hierdie is 'n confident assurance in wie God is. En dat ek hom in sy gewig gaan beleef. Hoekom sê hy, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hoekom kan ons dit doen? Hoekom kan ek en jy verdrukking anders te beleef? Hoekom kan ons in ons grootste krisis van ons lewe bly vashou? Hoekom kan ons dit doen? Want God se liefde is uitgestort in jou lewe deur die Heilige Gees. Nie omdat hy kwaad is vir jou nie. Nie omdat hy jou wil laat skuldig voel of skaam voel nie. Yes, jy het al aangejaag in die lewe. Yes, daar's 'n klomp goeders wat as jy jouself in die spieël kyk, voel jy wil wegkruip onder die bed. Vir wat jy gesê het en wat jy gedoen het. En ek sê vir jou vandag, voor God staan jy regverdig verklaar. Iemand wat leef in ooreenstemming met die wet. En omdat hy dit vir jou gedoen het, het jy vrede met God. Skielik het ek nou vrede tussen my en hy wil my nie straf en my dood maak nie. Ek besef ek het toegang tot God, want hy het vir my hierdie genade uitgestort, dat ek in sy teenwoordigheid kan kom. En nou raak ons opgewonde. Ek beroem myself in hierdie hoop. Die feit dat ek weet ek gaan iewers die heerlikheid van God beleef. Kom wat wil. Van die liefde van God is in jou hart ingestort. En dis hoekom ek sê, as ek en jy hierdie 5 verse verstaan, as ek en jy hierdie 5 verse kan snap met ons hele lewe, dan hoef jy nooit by my te kom en te kan brag en sê, ek het die hele boek Romeine gelees in 2 dae nie. Nooit brag met my en sê, weet jy wat, ek het al die Bybel vorentoe en agtertoe gelees nie. Dit maak niks nie. Snap net hierdie 5 verse en jou lewe sal anders te wees. So mag ons besef, wat beteken regverdiging in ons lewe? Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het, om tyd saam te kan spandeer. Here, ons lees hierdie gedeeltes, Here, en dan besef ons net, Here, dat ons het regverdiging gekry deur U as 'n geskenk vir ons. Nie omdat ons goed is nie. Nie omdat ons enige iets gedoen het wat van waarde is nie, Here. Net op grond van Jesus. En omdat ons in Jesus glo met alles wat aan ons is. En nou het ons vrede. So ek bid, Here, vir elke persoon wat vandag hierso sit, Here, wat skuld en skaamte op hulle skouers dra.
wat begin struggle met die feit oor wat om te doen of hoe om myself te sien, bid ek Here dat hulle sal snap dat daar is vrede met U en toegang tot U. By U het ons skoon gewas. So ek bid, Here, dat ons net in hierdie oomblik U sal verheerlik in Jesus naam. Amen.